Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 158 vers 1 en 2. Die wat op die Here vertrou, is soos die Sionsberg, wat nie wankel nie, en altyd vas bly staan. Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede aan u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 48 vers 1 en 4, die Tosiusberuiming.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 260, vers 3, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Gesang 389 vers 2.
Broer en suster, dit is vir my weer 'n baie groot voorreg om vanmôre die woord van die Here te mag bedien. En dit saam met my geliefde Orrelis, ons het 32 jaar so saamgewerk daar in Warmbad-Wes. Maar nou het u vir ons die voorreg gegee om dit vanmôre weer hier in die erediens te doen. Ons skriflesing is uit Matteus 27 vers 3 tot 10. Toe Judas, die verraaier, sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het die 30 silwermuntstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe en vir hulle gesê: Ek het gesondig. Ek het 'n onskuldige man verraai. Maar hulle antwoord: Wat het ons daarmee te doen? Dit is jou saak. Judas het toe die geld in die tempel ingegooi, weggeloop en homself gaan ophang. Die priesterhoofde het die geld opgetel en gesê: Dit is nie geoorloof om dit in die tempel vir ons te stort nie, want dit is bloedgeld. Hulle besluit toe om daarmee die grond van die pottebakker te koop as 'n begraafplaas vir vreemdelinge. Daardie stuk grond word tot vandag toe nog bloedgrond genoem. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het. En hulle het die 30 silwermuntstukke geneem. Dit is die prys wat die Israeliete ooreengekom het om vir hom te betaal. En hulle het dit uitbetaal vir die grond van die pottebakker. So het die Here dit aan my opgedra. Tot sover. Mag die Here sy woord aan elkeen van ons ryklik seën. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, baie dankie dat hier vanoggend in die Nederduits Hervormde Gemeente Meyerspark 'n erediens kan plaasvind, 'n diens tot u eer. Maar dankie dat ons terselfdertyd in ons geloof opgebou en gestig word. Dankie dat ons hier as dit ware by die kragstasie ons batterye kan laai, want ons het dit nodig. Ons lewe in 'n deurmekaar wêreld. Daar is oorloë aan die gang. Daar is misdaad en korrupsie in ons land wat ons ten nouste raak. Die gevolge van die oorlog tref ons op baie maniere en van volgende week af gaan dit ons tref met 'n baie hoë brandstofprys. En tussen al hierdie verwarrende gebeure kom ons vanmôre na u toe om by u berusting en vertroosting te vind in hierdie deurmekaar wêreld. Kom dan en praat met ons, sodat ons weer kan moed skep en hoop kry vir ons taak in hierdie deurmekaar wêreld. Dankie dat ons vanoggend kon wakker word en opstaan en gereed maak vir hierdie erediens. Maar gee tog dat ons nie net hoorders van u woord sal wees nie, maar ook daders, dat ons hier sal weggaan om u woord uit te leef, waar ons woon en werk, waar ons ontspan, oral waar ons gaan. Praat nou met ons. Ons het dit nodig. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.
Ons gaan nou as gemeente saam bid as ons Gesang 253 vers 1 en 2 sing. U het die brood gebreek en nou vra ons, breek die lewensbrood vir my ook, Heer. Gesang 253 vers 1 en 2. Broer en suster, ons is vandag by die 6de Lydenssondag, waar ons stil staan by een of ander aspek van die lyding van die Here Jesus Christus, maar ook die menselyding. Vanoggend se boodskap het ek die tema soos volg geformuleer: wat leer ons in die lyding van die Here Jesus oor spyt en berou? Geliefdes in ons Here Jesus Christus, spyt is 'n baie goeie ding. Die probleem is egter, dit kom altyd te laat. Ons sien dit baie duidelik in die verhaal van Judas. Hierdie tragiese verhaal wat vervleg is met 'n ander tragiese verhaal. Die een van die Here Jesus wat onskuldig gevange geneem en ter dood veroordeel is. Beide hierdie verhale sê vir ons iets. Die een tot troos en die ander een tot waarskuwing. Kom ons kyk nou van naderby wat hier gebeur en watter boodskap dit vandag vir ons het. As ons die naam Judas hoor, vervul dit ons met afkeur. Hy is die man wat dan so laag gedaal het om sy meester te verraai vir 30 silwermuntstukke. Nou 30 silwermuntstukke was omtrent 'n arbeider se loon vir 'n maand. Hy wat vir sowat 3 jaar in die teenwoordigheid van die Here Jesus geleef het en al sy onderrig gehoor en sy wonderwerke gesien het,
het die waarde van die Here Jesus nie daarin raak gesien nie, maar in 'n som geld. Daarvoor het hy hom verraai en daaroor het hy later spyt gekry. Wat het Judas tot ander insigte gebring? Volgens vers 3 het hy spyt gekry nadat hy die vrug van sy dade gesien het. Jesus is gevange geneem en hy is na Pilatus gebring. En die moontlikheid wat 'n werklikheid geword het, is dat hy ter dood veroordeel kan word. Maar dan probeer hy sy dade ongedaan maak deur die 30 silwermuntstukke na die priester en familiehoofde toe te vat. En dan lees ons in vers 4. Ek het gesondig. Ek het 'n onskuldige man verraai. Maar hulle antwoord, wat het ons daarmee te doen? Dit is jou saak. Dis nogal 'n koue skouer wat Judas by sy eens gewillige bondgenote kry. Nou is hier 'n baie belangrike punt wat ons moet opklaar. Was Judas se belydenis dat hy gesondig en 'n onskuldige man verraai het, nie genoeg om sy verhouding met die Here te herstel nie? Die probleem is, die fout wat hy gemaak het, is dat die adres wat hy opgesoek het, verkeerd was. Hy bely dit teenoor die priesters wat veronderstel was om hom in sy sondebelydenis te begelei, maar 'n ander agenda gehad het. Hulle was agter die komplot om die Here Jesus dood te maak. Daarom het sy belydenis voor hierdie mense geen effek nie. Inteendeel, dit dryf Judas tot die daad van selfmoord. Hy het geen ander uitweg gesien om uit hierdie situasie te ontsnap as om uit die lewe te ontsnap nie. So sterf Judas sonder dat daar vir hom uitkoms gekom het vir sy verkeerde dade en sy aandadigheid aan die veroordeling van 'n onskuldige man. Nou broer en suster, in Matteus 22 of 27 word die dood van 2 persone beskryf. Die een is Judas en die ander een Jesus. Die een uit wanhoop, die ander een uit hoop. Die een dood lei tot die ewige verdoemenis en die ander dood tot die ewige lewe. Judas besluit self om sy eie lewe te neem. En Jesus laat toe dat ander sy lewe neem. Ons moet nou nie Judas se selfmoord sien as 'n prinsipiële beoordeling oor selfmoord of selfdood, soos dit deesdae genoem word nie. Maar wat wel duidelik veroordeel word, is sy verraad en die hantering van sy spyt nadat hy die implikasies van sy daad besef het. En Petrus dan? Hy het ook mos laag gedaal deur Jesus te verloon.
Maar anders as Judas, het hy nie net spyt gehad nie. Hy het ook berou gehad. Hy het bitterlik geween. Hy het sy saak en verhouding met die Here Jesus weer herstel. Terwyl Judas 'n pad ingeslaan het waarop hy nie meer kon terugdraai nie. Hy kon hom nie meer bekeer nie. Sy verhaal en sy lewe eindig uiters tragies. In hierdie verhaal speel 'n interessante stukkie ironie af. En ons moet dit ook raak sien. Die priester en die familiehoofde kry dit oor hulle harte en gewetes om van die tempel se geld te vat en vir Judas te vergoed vir sy verraad. Maar as Judas die geld teruggooi, is hulle kommentaar in vers 6 en 7, die priesterhoofde het die geld opgetel en gesê, dit is nie geoorloof om dit in die tempelfonds te stort nie, want dit is bloedgeld. Hulle besluit toe om daarmee die grond van die pottebakker te koop as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Hulle bely teenoor mekaar dat daardie 30 silwermuntstukke bloedgeld is. Geld wat die bloed van 'n onskuldige man sou vergiet. Hulle vind dit te goed om daarmee grond te koop as 'n begraafplaas vir vreemdelinge. Hoe edel. Weer sien ons die besef by hierdie mense dat wat hulle gedoen het verkeerd is, maar hulle volhard op die koers wat hulle ingeslaan het. Dit is ook tragies. Dit is ook tragies as ons nie let op die boodskap hierin vir ons vervat nie. Eerstens moet ons die gevolge van ons dade verreken. Voordat jy iets doen, dink na oor die gevolge wat dit mag hê vir jou en vir ander. As jy jou oë uitvee en die skadelike gevolge sien wat jou daad meegebring het, dan kan jy dit nie omkeer nie. Die spyt wat jy dan kry, is heeltemal te laat. Tweedens, wanneer iemand 'n ongesonde strewe na geld, mag en roem het, veroorloof so 'n persoon hom ongeoorloofde middele om sy oogmerke te bereik en in stand te hou. Die daaglikse nuus bevat baie voorbeelde daarvan. En tans is daar 'n kommissie van ondersoek aan die gang oor die korrupsie onder mense wat in hoë kringe beweeg. Derdens, sondebelydenis moet by die regte adres gedoen word. Die verlore seun kom daar in die ver land, tussen die varke, tot besinning en daar het hy 'n voorneme uitgespreek. En ons lees daarvan in Lukas 15 vers 18. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Nie alleen het hy sy belydenis voor God gedoen nie, maar ook teen die mens teen wie hy gesondig het. En die gevolg? Verzoening en herstelde verhoudings.
Broer en suster, ons het vanoggend gekyk na die rol van Judas in die intense lyding van die Here Jesus Christus. 'n Mooi verhaal is dit beslis nie. Tog bevat dit goeie nuus. Dit wys watter lyding deur Jesus ondergaan het ter wille van ons. Die straf wat ons moes kry, het op hom neergekom. Hy het die straf op ons sonde gedra. Gesang 377 vers 1 verwoord hierdie waarheid baie goed. O Lam van God onskuldig, wat moedig en geduldig aan daardie kruishout ly, verdien dan nie my sonde die slae en die wonde? Ek weet, dit is vir my. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons het vanmôre van 2 tragiese verhale gehoor. Gee dat dit sal voorkom, dat ons lewens ook 'n tragiese verhaal sal vertel. Ons kom vanmôre in ons swakheid na U toe, want by U is ons krag. U is ons vesting, die rots waar ons kan skuil. Ons dra die gemeente aan U op, die leraar, die kerkraad, elke lidmaat wat betrokke is by een of ander aksie of bediening in die gemeente. Seën die gemeente in die uitdra van U lig in hierdie donker wêreld. Ons bid vir hulle wat swaar kry, wat ly weens siekte, finansiële nood, verhoudingsprobleme, eensaamheid, verlange. So bid ons vir die ouers van kinders wat ver op ander kontinente woon. As kinders bid ons vir ons ouers wat al ver gevorder het op die lewenspad en wat ook swaar kry. Ons dra elkeen van die gemeentelede aan U op wat die voorreg het om bietjie weg te breek hierdie vakansie. Hou U hand oor hulle en bring hulle weer almal veilig terug. Ons bid vir elkeen wat in omstandighede verkeer wat U nodig het. Dra vir hulle in U genade. Dankie dat U vir ons sorg. Dat ons kan eet en aantrek. Dat ons onsself dinge kan gun wat vir ons mooi en lekker is, sonder om ons ander verantwoordelikhede na te laat. Ons wil nou die pad verder stap met ons hand in U hand. U is ons herder, dra ons verder, ons het U nodig. Ons bid dit met dankbare harte. In Jesus se naam. Amen. Ons slotsang is lied of gesang 399, al 5 verse. Nou,
dit vertel eintlik die groot deel van die lydensverhaal van die Here Jesus. Ons sing dit as beurtsang. Jy sal sien op die bord word aangedui wanneer dit almal is en wanneer die susters en weer almal die broers en weer almal. Maar kom ons volg hierdie lydensverhaal soos dit so mooi uitdrukking vind in Gesang 399.
Gemeente, die Here stuur ons nou met sy seën weg. In elke omstandigheid kan ons vashou aan hierdie seën. En mag u op Goeie Vrydag dankbaar voor die Here staan en Sondag juig oor die oop graf. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Goeiemôre gemeente. Eerstens net dankie sê aan Dominee